dag, hier vroeg in die jaar, soos wat ons saam dink en reflekteer oor God se woord. Trevor Hudson sê die volgende, en ek het vertaal: die lewe is dikwels 'n paradoks. Daar is 'n dualiteit in ons menslikheid en bestaan. Waar daar lewe is, vind ons die dood. Dinge wat moes doodgaan sodat jy lewe kan vind. Waar daar sukses is, vind ons dikwels baie mislukkings voor dit. Waar ons volheid in ons lewens ervaar, vind ons onsself ook in oomblikke van leegheid. Alle goeie dinge kom van God. Maar in die paradokse van die lewe leer ons dat ons meestal deur die woestyn moet gaan, voordat ons die beloofde land kan binnegaan. Die woestyn is moeilik. Dit vat baie van ons. As dit wat is, voel soos droogte en swaar kry, mag dit dalk moeilik wees om 'n vars blik op die toekoms te kry en anders te kyk na wat God doen. As jy tans in 'n plek is waar jou verhoudings of werk of gesondheid of finansies voel soos woestyn, is dit dalk moeilik om vas te byt en uit te hou tot die beloofde land kom. Maar die goeie nuus is dat God ook in die woestyn dinge doen. Lees saam met my uit Jesaja 43. Maar moenie net aan die vroeër dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuut doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn. Riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Ons baseer so maklik ons prentjies van die toekoms op dit wat gebeur het in die verlede. Dit was nog altyd so dit sal seker so wees weer. Dit gebeur altyd so met my, so dit sal seker ook vorentoe my lot wees. Ek kon nog nooit nie, so ek sal ook nie kan nie. Dinge het altyd verkeerd gegaan, so ek wil nie uitsien nie, want wat as dit weer verkeerd loop? Maar soos wat die Here die Israeliete te midde van ballingskap en onderdrukking nooi om nie net te dink aan hoe dinge was nie, nooi hy ons ook. Nou dalk klink dit teenstrydig. Die Bybel sê dan soveel keer onthou, en dit is so. Ons kan onthou wat God vir ons gedoen het en hoe hy teenwoordig was. Ons kan onthou wat ons saam met hom deurgemaak het. Maar ons kan nie behep word met die verlede en as te ware daar vassit nie. God nooi die Israeliete om vorentoe te kyk en te hoop. Dis nie 'n ligsinnige, onrealistiese hoop nie, dis uitkyk vir wat gaan gebeur. Ek het so rukkie terug op die strand gesit en daar was soveel vrae in my gedagtes en onsekerhede wat ek in my hart gedra het. Die strand was nog stil en die ritme van die golwe het my tot bedaring gebring. Ek onthou dit het ewe skielik vir my gevoel asof die Here my tot stilstand bring. Die vraag kom so helder soos daglig by my op. Hoekom wonder jy of my goedheid en liefde in werking genoeg gaan wees of reg gaan uitspeel? Sien jy dan nie die golwe wat bly breek en dat die sand keer op keer deurweek word met water nie? Jy wonder nie of die volgende golf gaan breek nie, maar in jou bekommernis wonder jy of dit wat ek gaan doen regtig gaan gebeur of gaan werk. Dis wat die Here hier ook in die skrifgedeelte sê. Ek gaan iets nie doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. Wie kan keer wat die Here kan doen? Amper soos om te probeer keer dat 'n golf op sy kruin breek. Sal die Here ooit ophou goed wees? Nou ons is natuurlik nie presies seker wat dit is wat die Here gaan doen nie, maar ons hoor dat dit te doen het met sy mense se dorsles. Ons sien dat dit te doen het met lewe bring en groei moontlik maak. As jy die hele hoofstuk lees, dan hoor jy hoe dit behels dat God vir sy mense opstaan en teen vyande optrek. Dit behels saamstap deur moeilike tye en verlos waar redding nodig is. Dit is die prentjie van die toekoms wat die Here vir ons gee, nou ook hier aan die begin van hierdie jaar. Sal jy waag om dit te glo, of bly jy by dit wat jy ken en aan gewoond geraak het? Sal jy draai na die nuut wat die Here in gedagte het en in werking stel? Of voel jy meer gerus met die manier van hoe dinge was, al was dit nie ideaal nie?
Dit gaan nie daaroor om alles wat jy is en het te laat val en hals oor kop 'n nuwe ding aan te pak nie. Dit gaan daaroor om ruimte te maak dat die Here vir jou wys wat hy doen en wat hy jou na nooi. Dit gaan daaroor dat jy op 'n ander, nuwe manier die lewe wat jy het, kan leef. As daar nou in jou lewe 'n rivier is wat dreig om alles te verspoel, weet jy dat die water jou nie sal oorspoel nie, want God is by jou. As jy voel daar is vlamme in jou lewe wat dreig om jou te verteer, weet jy die vlamme sal jou nie brand nie, want God is by jou. Wanneer jy dink jy is vasgevang in jou eie tipe ballingskap en jy voel vreemd en jy voel onderdruk, weet jy dat God jou nooi na groter vryheid, selfs te midde van jou moeilik. Nou weet jy mag maar hoop, jy mag maar uitsien, jy mag maar gelukkig wees. Die toekoms is 'n plek waar die Here reeds is. Die toekoms is 'n plek waar sy liefde vir sy mense, vir jou en vir my, reeds aan die werk is. Hierdie prentjie is een wat ons moed en krag kan gee om op te staan en om saam te gaan. Kom ons bid saam. Here, gee ons die genade om U te vertrou vir alles wat ons nodig het. Help ons om met groot vrymoedigheid en opgewondenheid te bly hoop. Here, leer ons hoe om nie te kyk en nie net terug te hinker na wat was nie. Hier leer ons, Here, om oop te maak vir U teenwoordigheid en U leiding in ons lewe. Dankie dat U getrou is, dat U by ons is en dat U weet wat vir ons nodig is en wat vir ons voorlê. Dankie, Here, dat ons in verhouding met U kan saamleef. Amen.